is krag in die naam van Jesus. Ons erken ons beskerming is in die naam van Jesus. Ons erken ons verlossing is in die naam van Jesus. Ons erken, Here, dat ons is afhanklik van U, en ons wil U loop met alles binne ons. Halleluja, loof die Here, kom my siel en laat ons bevinne in wat groei die naam van die Here, kom my vader opgewoord. Sabbat soe in die naam. Sabbat hier. Sy bly vanmorgen in die huis van die Here te wees. En ek kan die sitplek en neem. Ek is so dankbaar en bly om vanmorgen hier te kan wees. Om te kan verklaar my verlosser lewe. Ek het vanmorgen 'n mandaat by God gekry. Om vanmorgen iets te sê wat dalk jou hele lewe kan ruk, kan verander, of jou kan vat en jou wegjaag. Vind dit reg? Want die groening kom vanmorgen daarin. Ek het vanmorgen, terwyl ek besig is, so van 4 uur af met die Here my gevra, is ek nog in jou huis? En dis iets wat my geweldig begin pla het, want ek moes gaan sit en kyk hierna, die skrifgedeelte wat ek wil gebruik is 2 Samuel, die 6de hoofstuk vanaf vers 12 af. Hy sê, en toe dan die koning Dawid meegedeel is, die Here in die huis van Obed-Edom, en alles wat aan hom behoort, geseën terwyl van die ark van God, het Dawid gegaan in die ark van God, met vreugde in die huis van Obed-Edom, na die stad van Dawid gebring. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanmorgen in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, dit gaan nie vanmorgen oor ons nie, maar dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanmorgen bid oor Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat U sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom vul ons toe met die liefde en die genade. En Here, dat ons sal hoor en verstaan wat U vanmorgen vir ons sê. Dankie dat ons weet, Here, U is in hierdie plek om met elke een van ons te ontmoet. En ek wil vanmorgen bid en ek wil vra, Here, kom raak ons harte aan vanmorgen. Verander ons gees vanmorgen. Verander ons denken vanmorgen, Here. Ons het U lief. Met alles binne in ons wil U loop, ons wil U prys, ons wil U verheerlik, want daar is niemand soos U nie. Ons gee aan U al die lof, al die eer, en al die aanbidding van ons hart in Jesus naam. En die volk van die Here sê, Amen. Amen. Ek wil vanmorgen so 'n bietjie met jou praat, want ons almal ken die verhaal nadat Dawid die Filistyne verslaan het hy gegaan en hy die ark gaan haal, wat op daardie stadium by Dagon gestaan het. Ons almal ken die verhaal wat gebeur het, waar Dagon 2 keer op sy gesig gelet, en die 3de keer, toe hulle daar aankom, toe sy kop en sy arms het sommer afgebreek. Jy weet, daar iets gebeur, want hulle het gesê, hulle die God van Israel kan kry. En die God van Dagon, het hulle dan die beste beskerming. En wat hier gebeur het is, Dawid gaan en hy gaan haal die ark, hierdie verbondsark gaan haal uit die Filistyne, en op pad daarheen gebeur daar iets. Die 2 vaardrywers was daar gewees, 'n man met die naam van Ussa, en op 'n stadium het Ussa sy hand uitgesteek en die ark aangeraak, want die os het gestruikel en hy was bang dat het val, sodat hy doen is, hy probeer toekeer, en God word so, ek wil nie sê kwaad nie, maar so ontsteld, dat hy hom doodmaak. En die Bybel sê, dat Dawid kry onmiddellik 'n vrees in sy hart. En hy besluit, ek gaan nie die ark vat na die stad van Dawid nie,
Edom toe. Ek gaan hom eers vat en hom daar neersit vir die rede. Hy het bang geword. En daarom toe ek dan gaan sit en dink, toe begin die Here met my te praat oor, is ek nog in jou huis? Want jy sê, nie het my begin pla, daar seker goed wat baie keer in ons lewens gebeur, in ons harte gebeur, in ons omstandighede, dan kom ons op 'n plek waar ons bang raak dat God het moet sien. Ons raak op 'n stadium in ons lewe, dat ons voel, ek weet nie of ek dit voor God wil doen, of voor God wil wys nie, en wie wat maak ons vat hom baie maal, nie saam met ons, na die plek toe, waar hy hoort nie. Die grootste vrees wat in my hart opgekom het is dat die oomblik toe dit gebeur, die oomblik toe Dawid die aanskuif na oom en Edom toe, was daar 'n leemte in die huis van Dawid. Ek wil dit verstaan vanmôre, want baie maal in ons lewens veroorsaak ek en jy 'n leemte in ons huis. Is nogal snaaks. Ek weet nie hoekom nie, ek is 'n baie minimalistische mens, Annelie was nie minimalisties nie. En op eenmaal het ek goed gevat, wat vir 'n lang tyd nie werk nie. Dit staan ons allemaal so uitgebaseer op die kas. Dan vat ek het op werk dit. En as het hoort, dat binne die volgende 2-3 dae, dan staan daar iets anders in sy plek. En ek wil dit vanmôre verstaan, want baie maal in ons lewe, as ons 'n leemte laat, moet ons verstaan, daar gaan iets anders in sy plek inkom. Kan ek dit maar vanmôre vir jou sê, hier is huise wat vanmôre vol is met Netflix en Prime en Disney, maar daar's huise wat sonder God is. Want jy sien, ons maak plek vir ander goed, wanneer ons se leemte laat. Iemand het eendag vir my gevra, waarom spandeer ek my tyd as ek in die ander huis kom? En ek het gesê, wie wat ek sê die TV aan, ek sal op die TV kyk, of ek sal so bietjie my YouTube aansit, en bietjie musiek leer luister, of wat ook al die geval mag wees. En dadelik, terwyl ek gisterand voor die Here lê, toe begin die Here met my te praat, en hy vra vir my, is dit genoegsaam? Is dit wat jy in jou huis wil hê? En dadelik toe dan begin ek myself die vraag te vra, hoeveel tyd spandeer ek aan dit, en hoeveel plek gee ek vir dit in my huis, en weet wat, en dadelik kom daar 'n ding by my op en sê, jy moet onthou, God is 'n jaloerse God, hy deel nie met iemand anders nie, hy is of jou alles of hy is niks, en dadelik begin ek te besef, Here, ek moet die terugkry in my huis, ek moet die terugkry op die plek waar God hoort in my lewe, ek wil hom eerste plek gee, ek wil hê, hy moet vanmôre weet, hy is prioriteit nommer 1 in my lewe. Jy sien, die oomblik toe ek hier aan begin dink, toe dink ek daaraan, maar wat sal ek doen, hoe sal ek maak om hom terug te kry? Dis snaaks, ek het altyd weggepak wat Annelie nie gebruik nie. Ek het weggepak wat nie nodig was nie. En terwyl ek gisterand so voor die Here lê, toe sê die Here vir my, ek wil nie jy moet wegpak wat jy nie gebruik nie. Ek wil wegpak wat jy as noodsaaklik begin gebruik het. En daarom begin ek daarom te dink, want daar is sekere goed in ons huis wat noodsaaklik raak. Ek het 'n watermasjien in my huis, jy weet een van hierdie waterkoelers, hy is noodsaaklik. Want waarom? Ek loop elke oggend na toe, dan maak ek vir my lekker beker ys met water, met suurlemoen in, want hierdie is vir my die begin van my hele dag. Hierdie is wat ek wil doen. En laat soms dan my koffiemasjien, terwyl ek die ys ingooi, dan druk ek aan die koffiemasjien, en hy gaan koffie maak, want daar sekere routines wat ek begin maak het, op grond van dit wat in my huis is. En dadelik begin die Here vir my te sê, is ek 'n deel van dit wat jy
mee besig is of nie, is ek 'n deel van dit wat jy in die môre eers te doen. En dadelik vra ek myself die vraag, is God nog in my huis, of het ek nog so besig geraak met die dinge en die wêreld en sy omstandighede, dat ek baie maal nie plek gemaak het vir God in my lewe nie. Maar iets gebeur. Want Dawid gaan kyk na Obed-Edom. Wat gebeur met Obed-Edom? Hy het die ark van God so toegevat vir 'n tydperk. En dadelik begin my kop te draai, want ek wil weet, wat is die verskil tussen die stad van Dawid en Obed-Edom? En die woord van die Here sê, en die gerugte, hy praat daarso van die dinge wat aan koning Dawid meegedeel was, die dinge wat vir hom vertel het, wat die laaste 3 maande en Obed-Edom gebeur het gemaak, dat Dawid sê, genoeg is genoeg, God moet terugkom na die plek toe, waar hy hoort, God moet terugkom na die huis toe, waar hy hoort, God moet terugkom na die omstandighede, en dit waar ons is, sodat God ons kan sien. Kan ek dit vanmôre vir jou sê, dis nogal snaaks dat die vyand ons huise eerste aanval. Is dit nie so nie? Verstaan waarvan praat jy? Ek het hierdie week geluister na 'n ding, ek was by 'n seminaar en by vergaderings, en die ou het iets gesê, first the devil will destabilize your house, and then he'll destabilize your marriage. And then he'll destabilize your life. En dadelik, toe begin ek 'n prentjie vorm, want is dit nie presies wat die duiwel doen nie. Hy gaan eers jou huis in wanorde bring, dan gaan dit oorspoel na jou huwelik toe, dan gaan dit oorspoel na jou finansies toe, dan gaan dit oorspoel na jou kinders toe, en op 'n stadium, dan kom jy in jou lewe, waar jou hele lewe gemors is. Dis nie 'n punt van iets nie, dis jou hele lewe wat aangeraak word. En dadelik toe gestraat jy dan weer en dink, toe sê ek, Here, ek wil U terugbring na die regmatige plek in my huis. Wat is die regmatige plek in my huis? Ek het 'n verhaal gehoor van 'n ou wat een keer gegaan het en Jesus het hom aangekom en hy het Jesus ingenom om hom te kom woon. En hy het gesê, vat jy die boonste verdieping van my huis, ek sal in die onderste verdieping bly. En die aand, toe kom die vyand en hy klop aan die deur. En hierdie ou maak die deur oop en die vyand slaan hom en hy beroof hom aan die onderkant, maar hy gaan nie boontoe nie. En die volgende oggend, toe is hierdie ou half ontsteld, want God is in sy, of Jesus is in sy huis, maar hy is nog steeds beroof en daar is nog steeds dinge wat verkeerd is. Die volgende dag, hy vertel Jesus daarvan en Jesus sê, as jy my net toelaat. En die volgende dag, toe gebeur dit so, dat presies dieselfde ding gebeur. Hy daar word hy neerklop en maar kop, word beroof, word geslaan, word geseergemaak. En hierdie ou sê vir Jesus, ek kan nie meer so op my eie nie. Ek wil die vraag, moenie voor bly nie, kom bly liewers onder by my. Kom verander dit, kom bly u liewers onder, saam my. En dadelik, toe daar een geklop aan die deur is, toe staan die ou op en Jesus sê van, wag, ek is ook 'n deel van hierdie huis. En die oomblik toe hy die deur oopmaak, toe vlug die vyand. Kan ek dit maar vanmôre vir jou sê, ek weet nie van jou nie, maar baie van ons het God 'n gedeelte in ons huis gegee, of 'n sekere plek in ons lewe gegee, of 'n sekere plek in ons omstandighede gegee. Ek weet nie vanmôre van jou nie, ek wil nie God 'n gedeelte gee nie, ek wil hom my hele lewe gee. Ek
wil vanmorgen sê, I surrender completely to you. Ek wil vanmorgen in so mate oorgee. Dat wanneer die vyand kom, ek staan dus op en bly. Ek wil begin klaarmaak, want ek bly hier die gedeelte kyk, toe gebeur daar iets weer op die pad. Die Bybel sê, dat toe hulle die ark inbring in die stad van Dawid, en die koning met die naam van Dawid so gedans voor God dat sy klere afgeval het. Ek wil vir jou sê, het nie al gedans nie. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê sy klere het afgeval. Waarvan praat hy? Waarvan praat hy? Praat hy van sy hemp en sy broek en sy das? Nee. Hy praat van 'n koninklike mantel wat oor sy skouers gegooi was, wat hom beperk het om te doen wat God wil hê hy moet doen. Ek wil dit vanmôre hoor. Dis baie keer ons status of ons amp of die dinge wat ons vir onsself bymekaar gemaak het. Wat eers moet afval, sodat God sy regmatige plek in jou huis kan kry. Die Bybel sê dat sy vrou het deur die venster gekyk en gesien hoe dit gebeur. Ek wil net gou iets verstaan vanmôre, want ek dink ons mis baie keer dit. Die Bybel sê, sy het hom in haar hart verag oor wat gebeur het. Ek wil dit gou vandag hoor. Jy kan vandag God in jou stad inbring, maar as God nie in jou huis is nie, sal jou vrou jou nog steeds verag. Sal jou kinders nog steeds ongehoorsaam wees. God kan in die beste plekke wees, as hy nie in jou huis is nie, verwag teenkante. Kan ek dit vanmôre vir jou sê, en wanneer hy in jou huis kom, verwag teenkante. Jou man gaan vir jou sê, jy is te veel by die kerk. Jou vrou gaan vir jou sê, jy is te veel besig met kerkgoeders. Kan ek dit vir jou sê vanmôre? Ek kan nooit te besig wees met die dinge van God nie, want hy is my eerste liefde, hy is die een op wie ek vertrou. Die mense om jou gaan kwaad word vir jou. But that's okay. Die volgende ding wat ek net vanaf wil na kyk, is Dawid het getwyfel en gemurmureer of hy die ark moet terugbring na die stad van Dawid. Wat gebeur as mense murmureer, weet jy? Die idee, die oomblik as jy begin murmureer, stap jy in die woestyn in. Ek weet nie, weet jy dit nie. Israel het vir 40 jaar in die woestyn gebly, hoekom? Omdat hulle gemurmureer het. Omdat hulle gesê het, hulle weet nie of dit raar God se plan is nie. Terwyl Moses gesê het, hierdie is wat God sê. Is wanneer jy begin opstaan teen die gesag wat God oor jou geplaas het. En dadelik toe jy dan begin dink, toe begin my verskriklike pla, want jy sê, ek weet een ding verseker, en dit is, dat God gaan nooit afforceer op iemand nie. Hy gee die keuse. Maar jy gaan sien, hoe hy anders sien. En jy gaan vra, hoekom sê God my nie? Wat gaan aan? Wat heb ek verkeerd gedoen? Hoekom gebeur hierdie? Kan ek het vir jou sê, hoekom gebeur dit?
Want God is nog nie in jou huis. Die oomblik toe God in Obed-Edom inkom, toe begin daar seëninge op die huis van Obed-Edom te val. Toe begin dinge verander. Hulle omstandighede verander. Hulle probleme verander. Hulle tekorte word voorsien. Hulle situasie raak van so aan dat ander, waar hulle altyd moes leen en ander by hulle geleen. So wat probeer jy vir my sê vanmôre? Ek wil hê met jou na jou huis toe gaan kyk of God sy regmatige plek in jou huis het. Stel bedoelende wat? Party van ons wat hier sit is worshipers, ek wil hê jy moet dit verstaan. Jy weet om te worship. Nou is my vraag, gebruik jy die talent net op 'n Sondag of gebruik jy dit in die week ook? Party ons is prayer warriors. Het jy 'n prayer closet? Het jy 'n plek waar jy tyd spandeer aan God in jou gebedslewe of doen jy net in die kerk? Party van ons is gesalf om te profeteer en dinge te doen. Doen ons dit of doen ons dit net in die kerk? Begin ons weer om die kerk huis te vat of nie? Jy sien, ek het in 'n sakewêreld groot geword waar my pa gesê het, as jy by die huis is, los ons die besigheid by die huis. By die besigheid. En as ek vanaand by die huis is, praat ons huis. Ek mag nooit by die huis ingestap het of my pa gesê het, eers pa ek vergeet om daai ding vandag te doen, of pa ek môre gou, dan sê hy vir my, dis besigheid, dis môre se dag. Nou is ons by die huis. Kan ek iets môre vir jou sê? Baie van ons bring die rubbish wat ek in die dag moet uitsorteer vanaand na huis. Baie van ons praat oor die gemors waardeur ons land gaan en waardeur ons gaan in die oorlog en al die klas van goed as ek vanaand in my bed langs my vrou. In plaas van dit hande vat en sê, kom ons praat eers met God. Maar wat belangrik is. Jy sien, ek het iets begin besef dat 'n man en vrou dryf nie uit mekaar uit so nie. Dit gebeur geleidelik. Hoekom sê ek dit? Maar as wanneer die goed nie daar is, wat daar hoort nie. Stoor, waarvan praat jy? Mans, wanneer laas jy vir jou vrou gesê is nie vaar? Wanneer laas het jy jou vrou innig gesoek? Wanneer laas het jy iets gedoen om haar special te laat voel? Wanneer laas het jy gegaan en dinge gedoen? Vrouens, moet my sit en kyk of, ja, pastoor preek vir hom nie. Wanneer laas jy jou man verlei? Wanneer laas het jy iets gedoen vir badwater getap? By hom gaan sit. Sonder om 'n woord te sê, net sy hand vasstel om te sê, kan ek saam met jou bid? Ek het iets begin agterkom. Die Bybel sê, vrouens, wees aan julle mans onderdanig, soos julle mans soos Christus aan God onderdanig is, soos die kerk aan Christus onderdanig is. En daarmee begin ek te besef, hier is iets in kort. Want as ek en my vrou een is, dan beteken dit, ons is saam in dieselfde boot. Dit beteken, dat gaan tyd kom dat ek moedeloos raak met sy boot. Dit beteken, dat gaan tyd kom dat ek my regmatige plek moet invat en God terugsit in my huis.
Weer as baie enkel vrouens, weer as baie enkel mamas. Ek verstaan die konsep, maar mama, ek wil gou vir jou ietsie sê. You've got the same authority and anointing over your house when you're alone. Wat wil ek jou sê? En baie keer moet die vrou maar so 'n bietjie vir die man sê, hey, hou man. Hou maar meneer, God is nog steeds in beheer. Hou worry, God is nog steeds in beheer. Hou dinge doen, God is nog steeds in beheer. Of, miskien is jou vrou daai ene wat jy net van sê, hulle sê as jy goeie argument wil wen, sê vir jou vrou beste. Hoekom sê ek dit vanmorgen vir jou? Ek het iets geleerd in die week. Ek moet die goed wegvat wat maak dat God nie in my huis wil kom nie. Ek sal moet die besluit maak oor wat belangrik is vir my huis. Partykeer, mevrou, is jou man so besig, hy sien dit nie eens raak nie. Of man, partykeer is jou vrou so besig, sy sien dit nie eens raak nie. Mag ek dit vanmorgen sê, en vergewe my, het jy al met iemand gepraat, maar hy sê daar nie. Jou man of jou vrou sit in die huis, dan praat jy, hy sê ja, but he's absent. Weet jy waarvan ek praat? Hy's daar en sê, dan sê hy, maar jy luister nie vir my nie, dan sê hy, dis die manier om argumente begin. Die probleem dat ons nie sig is ons moet begin om nie na God te luister terwyl ek bezig is na ander goed nie. As daar een ding is wat ek haat, is dit as ek voor 'n verkoopsman staan wat by 'n karparkeplek en sy voorlyn my antwoord. Ek raak mal. Is jy op die voet belangriker as ek? Hoekom sê ek dit vir jou? Want weet wat? Ons baie kere in ons lewens wat ons omstandighede of dinge in ons huis belangriker raak as God. En ek weet nie van jou nie, maar ek wil God terugbring in my huis. I want to get rid of the stuff that keeps me out. Stoor waarvan praat jy? Gaan jy jou TV afsit? Nee, gaan jy jou TV afsit nie. Maar ek gaan weer gedisciplineerd raak. Ek gaan weer God se regmatige tyd aan God gee. Ek gaan weer God se regmatige eer aan hom gee. Here, wat is my die lekkerste? As ek het ook prayer partners, ek het mense wat saam met my bid. Ek het 'n tel met my 5 uur in die oggend partykeer op WhatsApp stuur. Dan staan daar groot geskryf, get up Benny, it's time to pray. Hy is nie eens naby nie. Hy sit so 200 kilos van my af. Staan ek op, gaan bid ek vir hom in sy huis, en ek weet waar die wil gaan. En hy bid vir my in my huis. Ek betekent mense wat my bel, en vir my sê, sy nie gauw saam met my bid? Of kan ek gauw saam met jou bid? En wie het ek achtergekom? Dit verander my plek, in totaliteit. Wat bedoel ek daarmee? Want weet wat? Partykeer moet jy mense kry dat God terugkom in hulle huise. God kan nie 'n plek sien waar God nie is nie. Hoor wat ek jou sê. If you want blessing over your
your finances, over your marriage, over your health. Get God back into your house. Elke hoef gebuig, elke oog gesluit, wil nie wat bedromd het nie. As jy vanmorgen hier sit en sê, Here, miskien het ek ergens iets in my huis toegelaat, wat God nie wil hê nie. Miskien het ek ergens die plek van God leeggemaak en daar iets anders ingeskryf. Dan wil ek vanmorgen terugkom en sê, Here, ek wil vanmorgen skoonmaak. Ek wil nie die plek van God in my huis skoonmaak nie. Ek wil die plek van God in my lewe skoonmaak. Ek wil die plek van God in my omstandighede skoonmaak. Ek wil die plek van God skoonmaak op elke gebied in my lewe. Ek wil nie net hê jy moet 'n deel van my lewe wees nie. Ek wil hê jy moet my hele lewe wees. En as jy vanmorgen hier sit en sê, Here, ek wil hê jy moet vanmorgen die plek inneem in my huis. Steek op jou hande God en saam met jou bid. Dankie vir die hande wat reg oor die gehoor opgaan. En ek wil jou vra, sal jy saam met my voete staan en daar saam met jou bid asseblief. Onze God, die hemelse Vader, ek kom vanmorgen na u toe, in die wonderlijke naam van die Seun, Jesus Christus. En ek wil vanmorgen kom, en ek wil vra, Here, maak leeg my huis. Here, as daar iets is in my huis, ek praat nie net van my fisiese huis, ek praat van my geestelike huis, ek praat van my liggaam, ek praat van my omstandighede, as daar iets is, wat ek ingebring het, wat God uitgeskuif het, wil ek vanmorgen bid en vra, vat dit weg asseblief, Here. Here, verander my hart, verander my gees, verander my denke. Here, ek wil weer God die plek in my lewe gee waar hy hoort. Here, daarom wil ek vanmorgen saam met die liedere digters sing en sê, Jesus, be the center of my life. Here, ek wil weer om u roteer, nie om my nie. Ek wil weer my beplanning doen om u, nie om my nie. Ek wil weer my lewe rig om u, nie om my nie. En ek wil vanmorgen vra, o God, vergewe my. Ek soek vanmorgen na u en u alleen. En daarom wil ek vanmorgen bid en vra, Here, ek nooi u, neem die regmatige plek in my lewe. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus Christus. En ek dank u daarvoor. Amen en amen. Ek kan die sitplek neem. Ek gaan laaste gedagte met jou deel. Het jy al by jou huis ingekom en jou vrou in die huis gedraai? Ken jy dat gevoel? Ek is baie lang so, dat is nou ek ken op. Ek weet precies waarvan jy praat. En dis weird. Die eerste 2-3 aande, dan voel ek jy slaap eers in jou eie bed nie, want die bed staan verkeerd. Jy weet, dis soos
Maar as jy wil opstaan toilet toe, dan loop jy eers 2 keer in die muur vas, want jy is so gewoond aan daai was. En terwyl ek hier aan dink vanoggend, toe sê God vir my, moenie gewoond raak aan waar jy my vind nie. En ek sê, Here, hoekom nie? Ek wil in my huis genooi. Hy sê, moenie gewoond raak waar jy my vind nie. Want morgenoggend stap jy dan dalk in jou badkamer in, of jy staan in jou stop en ek begin met jou te praat. Of weet wat? Morgenmiddag as jy by die kombuistafel gaan sit, soos jy elke middag sit en jou foon in jou hand vat, begin ek al met jou te praat. Don't expect me where you want me. I want to be where you deserve me. Hierdie het my hart verskriklik geraak. Kan ek jou sê hoekom? Want ek het iets besef. God's besig om die huis te skuif. Ek het baie keer gestap in my huis en sê vir my vrou, rarig, hoekom? It's time for a change. Dan denk ek, rarig. En weet je wat? Na so'n maand of 2 dat kom achter wees van die bed is eigenlijk baie beter soos hy nou is, as wat hy was. Dan seker, ek kom nou makkeliker by die plek uit, so wat ek uitgekom het. Dan sekere dinge wat verander, maar ek moet nie teen die verandering skop nie. En ek wil vandag vir jou sê, wanneer God inkom in jou huis, verwag verandering. Wanneer God inkom in jou huis, verwag orde en discipline. Ek weet so, ek kan al ons jongmans terugstuur na my toe. Hoekom? Discipline. Orde. Hoe kan jy uit bed opgemaak na my hoeke? Squares. Ek het gister vertel ek iemand, ek het altyd op bed opgemaak. Dan moet ons peks in sit, jy hang hier weer aan die peks wat is onder die, dan kom jy vanmiddag van hy veld af, as jy toe geval jy so op my bed, as jy so opval, dan voel ek jy so 20 mense in jou rug van die peks wat onder jou matrasie staan. Ek wil jy moet vanmorgen verstaan, as God in jou huis inkom, gaan daar orde en discipline weer na.